Hallo julle, welkom by nog 'n episode van Zoek TV. Hier gaat ons! Hierdie jaar hou ons weer Glimlagfees 2025 en die marketing zoo is nog meer betrokke. Kom ons gaan kyk wat gaan aan agter die skerms. Kom ons loer gaan in by die corporate span om te hoor hoe hulle betrokke is by hierdie jaar se Glimlagfees. Hier is ek saam met Binneke van ons design en digital span. Natuurlik as die design span is ons baie betrokke agter die skerms om seker te maak die branding en alles word deurgevoer op elke platform. Ja, Maggie, ek dink vir die Glimlagfees ons is verskriklik opgewonde, veral met die nuwe look and feel. En ek dink die groot rede daarvoor is om bietjie meer van 'n varser look te hê, maar mens moet dit nou en dan bietjie freshen up vir mense om nog steeds te wil kom en die dag saam met ons te geniet. Ons begin altyd met die sosiale media al 'n hele paar maande voor die fees om seker te maak daar's bewustheid en so aan en dan sal klomp print designs natuurlik. Ja, ons is verantwoordelik vir byvoorbeeld al die goeders wat julle teen die lamppale sien, wat julle by die fees sal sien, banners, handtekeningkaartjies, posboekies, al die tipe goeders wat mens nie eintlik aan dink nie, die klein dingetjies. So awareness is eintlik die ding waar ons werk. Van die begin met die sosiale media soos ek vroeër genoem het en dan die print design en branding op die dag self. Natuurlik tot en met die stage Ivy wat opgaan tussendeur en net om seker te maak mense is bewus van ons, weet wie ons is en is opgewonde om volgende jaar weer na die fees toe te kom. So kom ons hoor by die PR-span waarmee hulle besig is vir hierdie jaar se Glimlagfees. Hallo julle, so ons is deel van die PR-span en daar baie gebeur. Ja, die Glimlagfees is om die draai en ons het verskriklik baie goed gehad op ons lysies om af te tik. Soos om byvoorbeeld die kunstenaars te reël vir die fees, om die program reg te kry, om al die administrasie te doen. Michaela, jy het al die onderhoude gereël, vertel ons bietjie daarvan. Ja, so ons reël onderhoude met die kunstenaars, met Wian, die stigter, en CEO van die Marketing Zoo, wat natuurlik by ons kom kuier in Suid-Afrika vanaf Nederland. So ons is baie opgewonde daarvoor. Dan reël ons ook lives vir die kunstenaars om live te gaan op sosiale media sodat almal weet wat gebeur by Glimlagfees en ook watter kunstenaars daar gaan optree, hoe laat hulle optree, wat jy moet saambring, wat jy nie mag saambring nie. Glimlagfees het verskriklik baie reëlings voordat ons op daai lekker dag almal kan saam glimlag. Dit gaan regtig so groot en spesiale dag wees, veral met Smile Foundation wat betrokke is. Ons maak net seker dat die beste is vir hierdie jaar se Glimlagfees. En by so 'n fees is daar natuurlik ook baie aktiverings betrokke, soos byvoorbeeld Nadia wat hierdie week by die skool gaan kuier het, saam met 'n paar kunstenaars en Henry die MC, om te wys wat gebeur hierdie jaar by die Glimlagfees. Ons is by Hoërskool Dr. J.G. Jansen. Vertel ons bietjie hoekom is ons hier? Hi julle, is die Glimlagfees en weet jy wat? Ons het die Gilm, die Tekkies brand, Arien Louise van Wyk saamgebring vanoggend. Maar die 4de Oktober by nou die Northern se sportgronde is hierdie jaar se Glimlagfees. Julle, ons gaan glimlag, ons gaan partytjie met Ray Dillon, Dozy, Martin Bester, Bok van Black Prime Circle en vele meer. Kry jou kaartjies 4 Oktober. As jy nie daar is nie, sê ek nou vir jou, jy gaan mis. Hoor jy, ek moet gaan ongelukkig. Ek het werk om te doen. My tekkies brand 'n bietjie. Kom by. Sien julle daar? Hoekom aktivering so belangrik is en ons het baie gefokus daarop is in 'n wêreld waar almal gebombardeer word met die digitale dinge. Is dit so belangrik om terug te gaan na die persoon toe. Dit is so belangrik om voor jou teikenmark te wees en hulle te verduidelik hoekom moet hulle na jou toe kom, hoekom moet hulle na jou fees toe kom. En dit is wat ons probeer doen met die robotaksies, met skoolaktiverings. Ons gaan na winkelsentrums toe want ons wil regtig mense uitnooi en ons wil hulle die gesig wys agter die fees. Net soos ons is Wian net so opgewonde oor Glimlagfees 2025. Kom ons skakel oor na hom daar ver in Nederland. Hey julle, dis lekker om weer almal te sien. Ek hoop dit gaan baie goed daar in Suid-Afrika. Ek is nou hierso op pad lughawe toe. Ek gaan my laaste dinge en draaie doen en dan is ek op 'n vliegtuig
op pad Suid-Afrika toe vir niks anders nie as die jaarlikse glimlagfees. Dit gaan 'n groot lekkerte wees, ek kan nie wag vir hom nie. Die span is reg. En 'n mens sal nie kan dink hoe baie voorbereiding daar is as jy 'n fees so aan mekaar sit nie. Aan hierdie kant in Nederland het die spanne ook, ons besig met social media campaigns om al die verwaakprogramme en dinge uiteen te sit. Ek sien baie uit, ons kan nie wag vir die fees nie. En ons hoop om julle daar te sien. Sien julle in Suid-Afrika en ek hoop almal het 'n baie lekker week. Ons is vandag hier by De Tour Alberton. Hoe amazing is dit nie? Hulle het aan boord gekom by die Glimlagfees en hulle het vir ons 8 karre gegee. Hierso sal hulle sien, Glimlagfees, 4 Oktober, Benoni Northens, een van die amazing karre en as jy hier gaan afkyk, al 8 karre staan hierso. Hoe belangrik is dit nie om 'n moving billboard op die pad te hê, om awareness te skep. Ek dink dit sit jou fees net bietjie op 'n ander level en ons is weer eens so dankbaar vir hierdie amazing mense wat hier deel is van Glimlagfees. Hi julle, ons is vandag hier by die opsnieting vir die Glimlagfees wat op 4 Oktober by die Benoni Northern Sportgronde plaasvind. Hierdie vergaderings is baie belangrik om seker te maak almal is op dieselfde blad en dat daar geen rooi vlaggies is wat uitgelaat is nie. En ek is baie opgewonde om hier saam met Sean te staan van Interactive Security. Julle is vanjaar betrokke en ons kan nie wag om julle hier te verwelkom nie. Nou wanneer julle betrokke raak by 'n fees, wat is nou die eerste groot ding waarna julle kyk om so half te sê hierdie is die oorsig van hierdie fees? Ja, ek dink die belangrikste is om die risiko's te identifiseer binne en buite die perseel en dan die situasies uit te wys. Dit is dink hoe gaan ons dit hanteer as daar probleme is. En is daar enigiets wat julle vanjaar gaan dit uitstaan by die Glimlagfees wat uniek is aan Interactive waarna ons kan uitsien? Ja, kyk, ons het die perde, dit is altyd 'n groot aantrekking en ek dink dit gaan 'n goeie deel wees wat ons kan bydra hierdie jaar. Ons praat ook met Dani vandag hier by die opsmeeting. Dani, wat is so belangrik aan hierdie opsmeetings waarmee ons nou besig is? Man, mense moet seker maak die veiligheid, ons moet doodseker maak dat almal wat hier welkom kuier is gelukkig en hulle glimlag en op die einde van die dag is dit 'n gesinsfees. Ons moet seker maak almal is gemaklik, almal is lekker. Hulle moet 'n goeie dag hê. So dit is maar die seker maak sekuriteit is reg, veiligheid is reg. En dan net vir 'n lekker show. Ons is besig met die Glimlagfees om ons Janice Aqua daar in Benoni af te druk en ons kan nie wag om jou daar te verwelkom nie. Op 4 Oktober vanaf 10:00 die oggend as die hekke oopmaak tot lekker laat kom kuier jy saam.